die moeite hier. Baie dankie vir die geleentheid om hier te wees. So aan die gemeente bestuur en aan Dominee Willie, baie dankie, dit is lekker. Het is altyd baie lekker om te sit en te luister. Maar nou ja, dit is nou my beurt om iets anders te doen vandag. Baie dankie vir almal wat die saam geleentheid bring, dis oulik hierdie om 'n manier van sit. Jy mag dalk mense wees wat wonder hoekom die voorste stoele oop is. Nou ek dink almal moet nou mooi verstaan, daar moet altyd plek wees vir die ene ook. So, en dan baie dankie van my vriende wat hier is vanoggend. Ek waardeer dit geweldig baie lekker om julle ook hier te sien. Kom ons bly so sit dan met ons saam. Ons liefdevolle Here, baie dankie vir hierdie dag, baie dankie vir die gawe van die lewe. Baie dankie dat ons by mekaar kan wees om lof en eer te bring aan die naam van die Vader, die ewige, die skepper van hemel en aarde, die instandhouer van alles, om eer te bring aan die naam van Jesus Christus, ons verlosser, die enigste Messias, die een wat gesterf het en opgestaan het en opgevaar het aan die hemel. Ons eer U, o Heilige Gees, die Gees van die waarheid, die Gees wat ons in alle waarheid lei, die Gees wat as trooster by ons teenwoordig is. Here, wanneer ons hier by mekaar is, wil ons getrou wees aan die opdrag wat sê dat ons moet bid vir alle mense, ook vir konings en hooggeplaastes, en daarom bid ons eerstens vir die hele wêreld en al die lyding en swaarkry wat mense deurgaan, wil ons vanmôre weer eens voor U kom lê en vra, wees ons almal genadig. Ons bid spesifiek oor die oorloë in Iran en daar by Rusland en hulle buurland en ander plekke waarvan ons nie weet nie. Ons bid die Vader dat die spoedige einde aan al daardie dinge sal bring. Ons bid vir ons eie land met al die misdaad en korrupsie. Ons bid vir die regeerders en die wat in posisies van verantwoordelikheid is, dat hulle verantwoordelikheid goed en wys sal gebruik. Ons bid vir die kerk oor die hele aarde heen, oral waar die woord verkondig word, ook vandag. Onder 'n boom of in 'n kathedraal of waar dit ook al mag wees, maar ons bid ook vir ons groepie hier in hierdie saal en vir hierdie gemeente en spesifiek vir elkeen wat hier teenwoordig is. Spreek ons aan deur U woord en daarom bid ons Here dat U die verkondiging van die woord sal seën en dat U naam verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net seker maak dat almal mooi hoor op daar agter. Dis goed, ek is baie bly. Nou ek weet nie of julle ook opgemerk het dat daar baie chaos op ons paaie is. Mense hou sommer enige plek stil. Toe ek van Pretoria af hiernatoe getrek het, was dit daar toe nou al mode om aan die verkeerde kant van die sirkel om te gaan. As jy nou op 3 uur wil uitgaan, dan gaan jy nou nie om die sirkel nie, jy gaan sommer kortpad om. Dit lyk asof min mense die verkeersreëls gelees het, of dit ken, of dit wat hulle gelees het weer vergeet het, en dat elkeen maar maak soos wat hy goed dink, en meen dat hy die reg het om te dink en te doen, soos wat hy meen dit moet wees. Ervaar U dit ook? Die godsdiensttoneel in ons land en in die wêreld lyk presies so. Dit is asof mense vergeet het of nie bekend is met wat geskrywe staan nie. En elkeen maar doen soos hy wil en soos hy goed dink, en elkeen maar vir homself 'n godsdienst aan mekaar sit en een of ander groot guru of profeet of apostel volg en alles maar aanvaar wat die persoon sê en dan maar die godsdienst beoefen soos hy meen dit vir hom die beste is. En daarom is dit by my altyd die begeerte as ek die geleentheid kry om iets te sê, om te probeer om die kernbeginsels van die evangelie en van die Christelike geloof net weer mooi duidelik te probeer stel. En dis ook vanmôre so. En daarby ook dan net so 'n paar verstaansleutels te gee, as ek dit so kan noem. En ook so ietsie te sê oor die praktiese implikasies vir elke dag se lewe en elke dag se Christendom as 'n Christen, 'n lid van die Christelike kerk, die Christelike godsdienst.
En die skrifgedeelte wat ons gebruik vandag is daar by Romeine 8 by vers 26 tot 30. Hy is op die blaadjie. Die ander inhoud van die blaadjie daar is nie 'n opsomming van die preek nie. Dis net 'n soort van 'n oorsig. Dis bedoel om na die tyd weer deur te gaan. So jy sal nie dit kan volg saam met die preek nie. So min of meer maar nie regtig. Romeine 8 vers 26 tot 30. Kom ons lees wat daar staan. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Die ou 53 vertaling het gesê met onuitspreeklike sigtinge. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seuns baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. In die gedeelte kom daar 'n hele handvol van hierdie kernbegrippe van die Christelike geloof, die Christelike godsdienst ter sprake. Verkies, geroep, vrygespreek, bestem, verheerlik. Dit gaan hier oor die groot verhaal. Dit gaan hier oor die groot verhaal van God se handelinge, God se dade met die mensdom. Die groot prentjie. En dit is baie belangrik dat mense 'n goeie begrip van hierdie groter verhaal het, sodat mense aandag nie afgelei word deur allerlei kleiner subonderwerpe nie. Mense raak gaande oor sê nou maar voorspoed of gesondheid of wat dit ook al mag wees wat in 'n kerk verkondig sou word. En dis alles goed en wel solank 'n mens hierdie kernbegrippe goed onder die knie. So die eerste een wat ter sprake kom, verkies. Vers 29 sê, die wat hy lank tevore verkies het. Nou ek gaan beslis nie waag dat ons vanoggend hier 'n lang diskussie voor die uitverkiesings weer. Maar belangrik net is om te weet dat die Here ken sy kinders nog van altyd af. En dat in die transaksie tussen die Here en mense is die inisiatief altyd van God se kant af. Dit is altyd die Here wat die eerste stap neem. Hy's altyd die initieerder om in gesprek met mense te wees, om in gesprek met mense te tree en met hulle iets te doen. God het besluit om ten spyte van die sondeval tog mense te red. En hy het dit gedoen nie op grond daarvan dat hy gesien het dat sommige van ons oulik is nie. Hy het nie besluit dat hy die gaan red wat daarom hulle best doen, of wat daarom cute is, of wat daarom om een of ander rede sy aandag trek nie, maar dat hy hulle gaan red, suiwer op grond van genade. Uit al die miljarde mense op die aarde, is daar diegene wat aan hom behoort, en dit is die mense wat sy evangelie glo, en wat ten volle op hom vertrou. Vers 28 sê ook, die wat hom lief het. Ek kom nou verlede week, Rus kan ons by ons gepreek. En sy het ons gepraat oor die liefdesverhouding tussen God en mense. Maar dit is belangrik vir ons om ten minste net dit te verstaan, dat die inisiatief om met God in verhouding te kom nooit van ons kant af nie. Dis nie ons wat die eerste stap neem, wat die eerste tree gee nie. Niemand het God gesoek nie. Almal het gedwaal soos skape. Almal van ons het poppe is hand. Almal van ons is in rebellie teen God, totdat die Here met ons praat. Die tweede kernbegrip wat hier ter sprake kom, geroep. Vers 30. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. So
So dit bou nou voort op die feit dat ons net nou gesê het, dis nie ons wat die inisiatief neem nie, dis God wat roep. Dis hy wat sy mense bymekaar maak. Hy maak hulle bymekaar deur hulle te roep. En hoe vind hierdie roeping plaas? Dit vind plaas deur die misterieuse werking van die Heilige Gees wat ons nooit sal kan verstaan nie. Die Heilige Gees wat op sy geheimenisvolle manier oor die aarde heen vaardig is en soek na die eiendom van God. En met mense praat op duisende verskillende maniere. 'n Ma wat haar kindjie die evangelie leer. 'n Dogtertjie wat in die sondagskool sit en van die Jesus hoor en van sy kruis en sy opstanding. Iemand wat in 'n kerk sit en die evangelie boodskap hoor en vir die eerste keer werklik besef waarom dit gaan. Vir die eerste keer, al het hy dit hoeveel keer gehoor, werklik besef dat die Here hom roep en met hom praat. Die Here roep op duisende verskillende maniere. Radio-uitsendings, sendingwerk, Bybelverspreiding, wat dit ook mag wees. Want die Here sê, die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die prediking. Romeine 10 vers 17 sê. Dit was wel gesê. Elders sê die Bybel, die Here het gekies om deur die dwaasheid van die prediking die te red wat glo. Ergens moet iemand die woord van die Here hoor, want dit is hoe die Here mense bymekaar maak. Nou, as dit so is dat die Heilige Gees mense roep, waarom praat ons dan hier van kerk en sondagskool en radio-uitsendings en so meer? Is die feit dat die Here mense roep dan nie juist sy werk nie, is dan nie hy wat die inisiatief neem? Natuurlijk ja, maar die Here gee ons die wonderlike voorreg om daaraan deel te neem. Om as het ware die toneel voor te berei. Professor Chris Barnard in 1967 die eerste suksesvolle hartkloplanding gedoen het, was daar honderde mense wat in daardie hospitaal gewerk het, wat alles in gereedheid gebring het. Daar was tientalle mense wat in die theater gewerk het. Onder andere Hamilton Naat, die swart man wat van die Oos-Kaap af gekom het jare voor dit en kom werk het in die hospitaal om die diere in die laboratorium op te pas en uiteindelik self 'n nier kon oorplant. Sommige sê ook 'n hart kon oorplant sonder enige opleiding. Dis ongelooflik om te dink. Maar al daai mense het meegewerk daartoe dat uiteindelik die chirurg daardie wonderlike werk kon doen. Ook hy vertel dat hy tydens sy diensplig ergens in ons land een naweek pas gehad het, maar nie kon huis toe gaan nie, en van die ander vriende wat ook daar op die basis was, sê kom, maar kom ons gaan kerk toe, en hy was glad nie 'n kerkmens net op die godsdienste groot geword nie, maar sy maat sê vir maar, daar by die AGS, daar is vreeslike lekker sjokolade. En hulle gaan toe. En daar kom die uit tot 'n ongelooflike bekering, so sommige van ons breinmense sê, 'n dierbare bekering. Sê vir my, was nie Dawes wat die koek gebak het, nie ook deel van die theaterpersoneel, wat die omstandighede geskep het vir die Heilige Gees om te kon doen. Niks wat ons vir die koninkryk doen, is ooit te vergeefs nie. Al is jy die ou wat die stoele reg sit, teen of wat dit ook al mag wees, paar rond wat jy bydra tot Bybelspreiding, wat dit ook al mag wees, niks is ooit te vergeefs nie. En wanneer hierdie roeping tot mense kom, dan bou dit ons elke keer net heeltemal om. As die Here se roeping jou tref, dan slaan dit jou van jou voete af. Dit kan nie anders nie. Sommige mense sê, daardie genade is onweerstaanbaar. Sommige teoloë sê, dis onweerstaanbare genade. 'n baie bekende akteur met die naam van David Suchet, hy was die karakter, of die persoon wat die karakter Hercule Poirot in die Agatha Christie reeks uitgedeel, 25 jaar lang. Glad nie Christelik groot geword, nie in 'n godsdienstige huis groot geword. Op 40-jarige ouderdom beland hy in 'n hotelkamer in Londen, dink ek. En hy lê die nag en dink aan die ewigheid
en aan sy oupa wat dood is, en hy wonder wat om oor al die dinge te sê, en hy kan glad nie slaap nie. Soveel so dat hy die volgende môre, toe dit tyd word vir die winkels om oop te maak, hardloop hy uit buite toe, en hy soek 'n boekwinkel, en hy gaan koop 'n Bybel, en hy kom terug, en hy begin die Bybel lees, by die Romeine boek, en toe hy by hierdie hoofstuk kom, hoofstuk 8, sê hy, toe voel dit of hy 'n tuimeldroër gegooi is, omdat al die idees wat hy oor godsdienst en kerk en verlossing en ewigheid gehad het, net skielik heeltemal deur mekaar geskommel is en in perspektief gekom het. Jy sien, met die roeping van mense is die skrif ook gewoonlik betrokke. Want die Here praat deur sy woord, want die Bybel sê sy woord sal nooit leeg tot hom terugkeer nie, maar bereik dit waarvoor dit gestuur is. Die Here roep sy mense om tot volle geloof en volle oorgawe te kom, verstaan dat ons sondaars is wat die verlossing nodig het en dat ons hom aanneem as ons verlosser. As dit so is dat die Heilige Gees mense roep en dat ons ook verantwoordelik is om as het ware die teater reg te skuif vir die hemelse chirurg om mense nuwe harte te kom gee, dan beteken dit dat al hierdie dinge wat God doen vir ons verlosser, by ons 'n verantwoordelikheid veronderstel, om met verantwoordelikheid daarop te reageer. Ja, die Gees roep mense. Ja, die Here spreek ons vry, maar ons het 'n verantwoordelikheid om daar mee te werk. So die derde begrip wat ter sprake kom, vrygespreek. Vers 30, die D-gedeelte. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. Hoekom moes hy ons vryspreek? Omdat ons aangekla is. Waar is ons aangekla? In die hemelse hof. Waarvan is ons aangekla? Van al ons sonde. Is daar enige kans vir versagtende omstandighede? Nee. Is ons skuldig? Ja, baie beslis. Wat is die straf op daardie skuld? Die ewige dood. Dis die wet van God. Die loon van die sonde is die dood. Dit is nou net so. Dis die wet van die Almagtige. Daarom moet daar 'n rede gevind word om mense te kan vryspreek, as die Here ons dan so lief het, dat hy nie wil hê dat ons in die verderf vir ewig moet beland nie, dan moet hy 'n rede kry om ons vry te spreek. Al manier waarop ons kan vryspreek is dat die straf uitgedien moet word. Wie dien die straf uit? Jesus dien die straf uit. Wie word veroordeel vir ons sonde? Jesus self. Daarom het hy aan die kruis gesterwe. Met ander woorde, die evangelie berus op hierdie geweldige, ingrypende ruiltransaksie wat plaasvind. My sondige lewe op Jesus, sy sondelose lewe vir my, sodat ek vrygespreek kan wees. Wat baie belangrik is om te verstaan, wat aan die hart van die evangelie lê, is dat hierdie vryspraak nie plaasvind op grond van iets wat ek goed gedoen het nie, maar enkel en alleen oor die liefdevolle en genadige werking van die Here. En uiters belangrik om te verstaan, eerstens, dis plaasvervangend. Dis nie ek wat deur my oefening en my heiligheid en my meditasie en wat dit ook al mag wees, heilig genoeg word vir die koninkryk of vir die ewigheid. Dis plaasvervangende verdienste, plaasvervangende oordeel, plaasvervangende vryspraak. Tweedens, dis objektief, bedoelende, dit lê buite my. Dis nie hier binne my te vind nie. Dis buite my, in Jesus, op grond van die kruis. Verder, dis wetlik. Die evangelie is forensies, dis juridies, dis wettiglik, in ooreenstemming met die wet van God. En laastens, dis afgehandel. Dis eens en vir altyd volbring. Wie in Jesus is, wie die evangelie glo, is voor God geregverdig. Hy is dan 'n regverdige. Die Bybel verwys op baie plekke na die regverdige. Dis nie iemand wat regverdig is met kinders, as een appel vir die een gee, dan moet hy vir die ander ook 'n appel gee nie. Dis nie wat die Bybel met regverdig te doen nie. Dit beteken om die regte verhouding met God te hê. To be in right standing with God, to be justified.
En daarom word hierdie hele leerstuk in die teologie genoem, die regverdiging deur die geloof alleen. Justification by faith alone. Ons is dan in die regte verhouding tot God. En daarom, waar lê die kern of die vertrekpunt vir my geloofsekerheid? Moet ek na binne kyk oor my Bybellees, kerkbywoning, gebedslewe ensovoorts, of moet ek wegkyk van myself na die voltooide werk van Jesus Christus? Daar lê my geloofsekerheid. Die volgende kernbegrip wat ter sprake kom is bestem. Vers 29 sê: Die wat hy lank tevore verkies het, het hy bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Nou die woord gelykvormig wat daar in die Grieks gebruik word, beteken iets soos, sê so mense nou, similar to the icon of Christ. Dit lyk soos Jesus, dis 'n ewebeeld, 'n faksimilie, 'n afbeelding, 'n gelykenis. Toe ek in Londen gewoon het, het daar mense langs ons gewoon wat 'n seentjie gehad het wat was sy pa gehad. Hy was 'n miniatuur weergawe van sy pa. Hy het ook gesê, as ek eendag groot is, gaan ek my pa wees. In Afrikaans sê ons, hy lyk op 'n druppel water soos sy pa. Die wat in Jesus is bestem om uiteindelik op 'n druppel water na Jesus te lyk. En daarom is die Here met ons almal aan die gang, terwyl ons hier op die aarde is. So, kry die prentjie in die kop. Al die begrippe wat ons nou oor gepraat het. Geroep, gekies, vrygespreek. Dis alles die werk van God. Dis ook die bestemming om soos Jesus te word. En dit sal eendag waar wees wanneer ons daar is. Maar terwyl ons hier is die Here se werk in ons lewe om van ons te maak wat hy sê ons reeds is. Die enigste manier waarop dit kan illustreer is om te sê, wanneer die Here vanuit sy troonkamer na my kyk, dan sien hy nie vir my nie, maar vir Jesus. Want Paulus sê, julle is met Christus bekleed. Daar is dus geen sonde nie, daar is geen vlek nie, daar is geen skuld nie. Ons is met hom bekleed. Maar ek en jy en die Here weet dat terwyl ons hier onder die bedekking van Christus is, woel en wriemel die sondige natuur nog die hele tyd hier binne in ons. En is die Here deur sy Gees besig om aan al daardie dinge te werk, want dan is ons op 'n program waar hy ons verander, om al die gevolge van die sondeval, al die kenmerke daarvan, die hoogmoed en die ongeduld en die humeur en die gierigheid en die selfgesentreerdheid en 1000 ander dinge uit ons deur te werk. Ek het dit verkeerd gesê. Uit ons uit te kry. Die verstaanssleutel wat ons hier moet weet hê, is dit. Dat daar in die evangelie hierdie verskynsel is van die reeds en die nog. Is ons vrygespreek? Ja. Wat doen ons nog sonde? Ja. Is ons gekies? Ja. Maar doen ons nog baie dinge wat lyk soos mense wat nie van die Here weet nie? Ja. Gaan ons soos Jesus wees? Hoe ja beslis? Ons lyk nog nie so nie. Die reeds en die nog nie is gedurig by ons teenwoordig. Daarom het Luther gesê, ons is gelyktydig, sondaars en regverdiges. Of 'n ander manier om dit te sê is, daar's 'n verskil tussen my toestand en my status. My status voor God is dat ek met Christus bekleed is, dat ek vrygespreek is, dat ek geregverdig is, dat ek bestem is om saam met hom in die hemel te wees. Maar my toestand lyk nog baie anders. Daarom moet ons hom toelaat aan ons te werk, soos die silversmid, wat die silwer warm maak, en al die onsuiverheid uitkry, totdat uiteindelik die silversmid die weerkaats het van sy eie gesig, en daar die gesmelte silwer kan sien. Elkeen van ons
wat aan Jesus behoort, is bestem om aan Christus gelijkvormig te wees. En die 5de kernbegrip in die gedeelte is verheerlik. Die wat hy vrygespreek het, vers 30, die het hy ook verheerlik. Die uiteindelike triomfantelike uiteinde, die grand finale, die groot bestemming om saam met God te wees, in sy geselskap te wees, daar te kan wees saam met hom vir altyd. Al hierdie dinge is deur God gedoen, al hierdie dinge het gelyktydig plaasgevind. Wanneer het ons verlossing plaasgevind? Wanneer het jou verlossing, my verlossing plaasgevind? Was dit die dag toe ons tot bekering gekom het? Was die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het en nog verder terug. Dis afgehandel. Daarom het Jesus aan die kruis gesê, dit is volbring. En die lewe wat ek op die oomblik leef, is tussen die twee ewigheidspole van altyd af, die Here die verlossingsplan bepaal, ons gaan vir altyd by hom wees, maar waar hierdie twee kringe met mekaar sny, dis ons werklikheid hier vandag, en leef ons in hierdie spanning tussen die twee ewigheidspole, terwyl al twee die dinge gelyktydig waar is, die verlossing en ons werklikheid van elke dag. Dit bring ons dan nou by die hier en die nou van vandagse lewe, vandagse Christenskap, môre se werk toe gaan. Ek en jy worstel met die verbuisterende werklikhede van die lewe, van siekte en teleurstelling en mislukking en frustrasie en hartseer. En dan sê vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. En in gewone boeretaal het die ding nou 'n ander uitdrukking gemaak. Alles gebeur met 'n doel. En nou sal jy sien daar op die blaadjie sê ek, dis een van die mees misbruikte tekste in die Bybel. Kyk nou los my seun se meisie hom. So maar net metodies ek nie sien. En nou sê ek hom, ag toe maar my kind, hy's nog vreeslik hartseer. Ag toe maar my kind, Here het vir jou iemand beter in gedagte. Alles gebeur met 'n doel. Maar die ding werk nie so lekker nie, want ek onthou toe ek in die hospitaal gewerk het, kom ek eendag by 'n oom, hy het al reeds een been wat geamputeer is, en dan gaan toe na die tweede en amputeer, en hy sê vir my, ag nee, toe die Here die eerste been vat, kon ek dit nog hanteer, maar wie nou dat die Here die tweede been wil vat, nou kan ek. Nou wat moet ek vir hom sê? Moet ek vir hom sê, ag oom, wie wat? Die Here het vir jou 'n elektriese reis in gedagte. Niks man, baie kilometer uit met daai battery kan gaan, enige plek in die winkels het wel. Nee. Want hier staan in die teks die volgende. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en na sy voorneme geroep is. En wat is die voorneme wat die Here het met hom? Is dat hy gelykvormig sal word aan die beeld van sy seun. Dit is dus nie 'n algemene reël wat vir almal geld, dat alles werk maar ten goeie uit en alles gebeur maar met 'n doel nie. Vir die wat aan die Here behoort, is daar dinge wat in hulle lewe gebeur, wat daartoe bydra dat hulle al meer gelykvormig word aan die beeld van sy seun. Sodat sy seun baie broers kan hê, sê die gedeelte. In Hebreërs 2 staan daar, hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Jesus noem ons sy broers. Maar nou gebeur dit sodat ons oor al die goede wat ons gebeur, waaroor ons nie beheer het nie, en wat terloops na my mening ook nie noodwendig alles God se skuld is nie. Dit gebeur dat ons oor die dinge bid. Ag Here, hoekom wil my man nie ophou drink nie? Ag liewe Here, hoekom wil my kind tog nie tot bekering kom? Ag liewe Here, hoekom word my suster nie gesond nie? Ag liefdevolle Here, hoekom
en die nuwe besigheid wat ek begin het nou weer in die hek geduik. En nou kom ons uiteindelik by vers 26 en 27, waarmee die gedeelte begin. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En nou het ek nie heeltemal die regte woorde om dit te probeer om dit in mensetaal te sê nie. En dit mag dalk nie heeltemal korrek uitkom nie, maar wees met my geduldig. Nou is ek in gebed oor hierdie dinge wat so swaar op my lê. Ag, liefdevolle Here, hoekom hou my man nie op met drink nie? Ek bid nou al jare daaroor. En nou vind daar hierdie ongelooflike binnengesprek plaas tussen die persone van die drie eenheid van God ken my hart, want hy weet alles van my af. Hy ken my van my voor my geboorte af, hy ken my van ewigheid af. Hy ken my hele geskiedenis, my hele verhaal. Hy weet waar hierdie gebed vandaan kom. En die Heilige Gees wat in my woon, dra al hierdie dinge as het ware weer voor hom op en sê, Here, dis die hele prentjie, Vader. Maar die Gees weet ook wat die Here se plan is. Hy weet ook wat die Here se wil is. En daarom bied hy dit as het ware aan op so 'n manier, dat hy vir die Here as het ware wil verduidelik, verskoon dat ek in menslike taal sê, Here, U weet wat die prentjie is, en ek dra al hierdie dinge wat die persoon nou bid na U toe, sit U tog nie goed by mekaar en antwoord op so 'n manier op hierdie gebed, want die Here weet ons nou, dat Sannie wat nou bid oor Piet wat nie wil ophou drink nie, dat daar agter daai gebed 'n groot klomp dinge lê, jare en dekades se dinge, want sy was eintlik die mooier sussie gewees, en dan sy hierdie dronklap man, en haar ander sussie wat nie so mooi was nie, het hierdie suksesvolle man, en hulle was nou alweer oor see en alweer aangebou in hulle huis, en hy het alweer bevordering gekry, en hier sit ek in my potdokkie, en ag Here, ek kan ook nou nie voor U erken dat ek eintlik jaloers is, en dat ek eintlik verbitterd is nie, en daarom bied ek nou maar hierdie ding aan oor die drinkery van Piet, maar eintlik is daar soveel goed wat binne in my so stikkend is oor al die jare. Nou hierdie hele klomp goed dra die Gees as het ware na die Vader toe, en die Vader antwoord daarop deur hierdie dinge in sy alwetendheid so in te werk, dat dit bydra daartoe dat Sannie uiteindelik al meer soos Jesus word, en dat Piet in die hele proses met al sy seer en pyn ook nie vergeet te bly nie, en die Heilige Gees in hom ook werk. Is dit nie ongelooflik? Watter beter troos is daar? Watter beter antwoord op vrae is daar? Watter beter hoop vir toekoms is daar? Dis die gebedslewe van die gelowige. Ek hoop dat die paar woorde vir ons beteken het. Amen. Kom ons bid. Ons liefdevolle Here, baie dankie vir die wonder van die woord. Baie dankie vir die apostel Paulus wat geskryf het onder inspirasie van die Gees. Baie dankie Here dat U met ons praat deur die woord. U ken almal van ons se lewens, Here, en daarom bid ons U dat U ons almal genadig sal wees in ons stamelende gebedslewe, in ons sukkelende heiligmaking, in ons onvermoë om regtig waar dit reg te kry, om voluit Christene te wees, omdat ons so sukkel met ons sondige natuur, staan ons almal daarin by.